Here, wat 'n wonderlike voorreg, Here. Here, dat ons kan weet, dat U ons vertroue gee. Here, dat U die geveg vir ons wen, Here. Here, dit maak nie saak wat nie. Dit maak nie saak wat die vyand probeer vanmôre nie, Here. Here, maar ons weet dat U nog steeds in beheer is. Here, dankie dat ons kan stil wees vanmôre en weet dat U die geveg vir ons veg. Here, dankie dat U nog nooit 'n geveg verloor het nie. Ons eer U en ons loof U vanmôre. Here, waar ons nou gaan aansit om die woord, Here. Here, kom, laat die Heilige Gees ons bedien vanmôre, Here. Here, dat ek niks uit my eieheid sal sê vanmôre nie. Here, maar dat ek slegs sal spreek, dit wat die Heilige Gees vir my sê om te spreek, Here. Here, gee ons geopende ore en ontvanklike harte vanmôre. Here, dat ons die woord sal ontvang. Here, maar dat ons ook daders van die woord sal word. Here, dat U ons denke sal verander, Here, sodat ons kan weet wat U perfekte wil vir ons lewe is. En ons eer U vanmôre. Here, kom maak my minder vanmôre, sodat U alles kan wees. En ek verklaar nou dat slegs die Heilige Gees nou hier sal heers. En ek sê dankie daarvoor in die mooi naam van Jesus. Amen. Ok, vir ons mensies wat na die audio gaan luister later, wat na die video gaan kyk, live of later, wil ek julle net graag herinner, dat ons volgende Sondag 'n awesome diens het. So as jy volgende Sondag hier in Tabazimbi omgewing is, kom kuier gerus vir ons. Dit is nie net vir spontaan nie, dit is vir enige denominasie. So as jy in Tabazimbi is, ons het woord en sangbediening saam met Rihanna Maton so volgende Sondag. So as jy in die omgewing is, kom kuier gerus vir ons. Dit beloof om 'n awesome diens te wees. Amen. Ok. Ek wil vanoggend se woord begin met 'n baie ou spreekwoord. Ok? En ek dink baie van ons ken die spreekwoord wat sê die duiwel sorg vir sy kinders. Ons ken dit mos. Hoeveel keer gebruik ons dit? Hoeveel keer hoor ons mense gebruik dit? Die duiwel sorg vir sy kinders. Nou, ek stem saam. Die duiwel sorg vir sy kinders. Maar God sorg beter. Die duiwel sorg vir sy kinders. Hy sorg vir hartseer. Hy sorg vir al die negatiewe goed in die lewe, donker tye. En ons is so geneig om het oor onsself te bring. En ek dink na vanoggend se boodskap, glo ek, as jy vanmôre met jou hele hart luister, en jou ore oopmaak, gaan dit vir jou 'n nuwe dimensie in jou lewe oopmaak. Want dit gaan oor keuses wat ons moet maak. En dit is die keuse wat jy moet maak, is seker een van die beste en belangrikste keuses wat jy in jou lewe kan maak en moet maak. Nou, voor ek aangaan met die skriflesing en die woord, julle sal onthou so, vir die ouens wat die video gekyk het, wat hier was, so 3 Sondae terug, het ons bietjie gepraat oor die verlore seun. En hoe hy by die varke opgeëindig het, en die varkpele begeer het in sy lewe. En ons het teruggekom, en hy teruggekom na sy vader toe, en hy het bely dat hy verkeerd was, hy het bely dat alles wat hy gedoen het, maar sy vader het hom nie gejudge daaroor nie. Sy vader het nie op hom neergesien daaroor nie. Hy het nie vir hom gesê, dit was jou keuse wat jy gemaak het, kry vir jou nie. En ons het gesien,
dat sy vader het vir hom 'n paar goed gegee, toe hy teruggekom het by sy vader. En ons het so 'n bietjie gedeel oor die skoene wat sy vader vir hom gegee het, die ring wat sy vader vir hom gegee het, en die kleed wat sy vader vir hom gegee het. En ons het ook gesien dat die Here sê, jy kan nie twee stelle klere hê nie, jy mag net een hê. So jy moet die keuse maak, wil jy met jou vuil klere loop, of wil jy met Christus bekleed wees? Wil jy die skoon klere aan hê, die nuwe kleed wat die Here vir jou gee? En na hy dit alles vir hom gegee het sy pa 'n opdrag gemaak, gegee. Sy vader het 'n opdrag gegee en hy het gesê, gaan slag vir hom die vetgemaakte kalf. En vanoggend se boodskap sluit aan by gaan slag die vetgemaakte kalf. Kom eet. Nou die verlore seun het die keuse gehad om by die varkpele te bly of om by die tafel van sy vader te gaan aansit waar hy weet waar daar lekker kos is. En ons het vanmôre die keuse. Wil jy honger bly? Wil jy eet wat die duiwel vir jou voorsorg? Of wil jy eet wat God vir jou voorberei het? En ek wil ons eerste skriflesing wil ek graag vir julle uit die Amplified Bybel uitlees. Die tweede een sal ons Afrikaans lees. Ek glo julle almal verstaan Engels. Okay. David skryf hier en hy sê you, dit is God, prepare a table before me in the presence of my enemies. Okay? You prepare a table in the presence of my enemies. Met ander woorde, dat die tafel wat God vir ons voorberei het hy nie om die hoekie weggesteek nie. Dit was nie in 'n geslote kamer gewees nie. Die vyand is teenwoordig. Hy sien wat het God vir ons voorberei. In the presence of my enemies. Die enemies sit en kyk verbore, wat het God vir jou voorberei. Die vyand sien verbore die heerlikheid wat God vir jou voorberei het. Maar weet jy wat is die geheim? Die vyand kan sien wat God vir sy kinders wil gee en wat God vir sy kinders gee. Hy sien dit. Maar daar is 'n geheim agter dit. Hy kan nie deel in die tafel wat God vir ons voorberei het nie. Wow. Hy kan dit sien. En hy kan met sy leepoogies sit en kyk. Maar hy het geen deel in die tafel wat die Here vir my en vir jou voorberei het nie. Hy kan nie sy hand uitsteek en 'n hapie vat nie, want dit is nie vir hom voorberei nie, dit is vir my en jou voorberei. Kom ons lees gou verder. Hy sê, you anoint my head with oil, my cup runs over. Vers 6 sê, surely, verseker, only goodness, mercy, and unfailing love. Die Amplified Bible, die Afrikaanse Bible sê nie and unfailing love nie. En dit is hoekom ek het vir jou die Engelse Bybel uitlees vanmôre, want ek wil hê jy moet besef vanmôre, wat is op die tafel van die Here. Goodness, die goedheid van God, ons het nou gesing van die goodness of God. Mercy, ander woorde, goedheid is op die tafel van die Here. Guns is op die tafel van die Here. Nou wat is guns? Mercy, wat is dit? Dit is iets wat ek kry, wat ek nie verdien het nie. En ek wil vanmôre vir jou sê,
Ek kan nie verdien ooit in my lewe wat God vir my voorberei het nie. Die enigste manier wat ek dit kan kry, is om aan te gaan aansit by die tafel van die Here. Mercy and unfailing love. Die verlore seun se pa het unfailing love vir sy seun gehad. Dit is hoekom toe sy seun terugkom, toe sê hy, geef hom skoene, geef hom 'n ring, nuwe klere en slag die vetgemaakte kalf. En ek wil vanmôre vir jou sê, die Here het reeds die vetgemaakte kalf geslag. Dis beskikbaar. Die tafel is gedek. Goodness, mercy and unfailing love is op die tafel vanmôre, wil jy dit hê? Of wat jy aansit by die tafel van die duiwel wat vir sy kinders sorg. OK. Kom ons gaan na die Afrikaanse Bybel toe. OK, kom ek teken eers vir jou 'n prentjie. Ek moes eintlik die ander tafeltjie ook vanmôre gebring het. Maar maak nie saak nie. OK. Die duiwel sorg vir sy kinders. Sy tafel is gedek. Johannes 10 vers 10 sê vir ons wat is op die tafel van die duiwel. Ek het nie skryf nie, dit is, kom nou net by my op. Hy sê, want die dief, dis die vyand, het gekom om te lieg, te steel en te verwoes. So wat is op die tafel van die vyand? Daar's leuns. Al die leuns wat hy aan jou verkondig. Alles wat hy vir jou sê, jy kan dit maar doen, want die wêreld doen dit. Dis okay om dit te doen. Dis fine. Almal doen dit, hoekom kan jy dit nie doen nie? Jong mens, jy kan maar gaan jol, jy kan maar gaan drink, jy kan by dwelms betrokke raak, jy kan by meisiekinders gaan slaap, net soveel jy wil, almal doen dit mos. Dit is wat op die tafel van die vyand gedek is, believe it or not. Drank, dwelms, buiteegtelike verhoudings, onbeplande babas, aborsies, noem dit, dit is op die tafel van die vyand. En wat veroorsaak dit? Dis die leuns. Hy lieg vir jou. Hy sê vir jou, dis okay. Jong mens, jy kan maar gaan jol. Dis jou lewe, jy's jong. Baie keer sal selfs ouers vir jou sê, maar die kinders is jonk, hulle geniet hulle lewe. Psalm 119 vers 9, ek wil dit vir jou sê, vermoorde kind van God, die woord van die Here sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur dit te hou na God se woord. Dis die enigste manier wat 'n jong mens sy lewe kan geniet, is deur dit te hou na God se woord. Al hierdie dinge van die wêreld is op die tafel van die vyand. En pa, ma, dis okay. Sê vir jou kind gaan jol. Gaan sê vir jou kind, man gaan slaap saam as julle wil saam slaap. Maar moenie kom huil as jou kind eendag by jou kom en sê, mami, papi, ek het geval. Jy het my nooit reg gehelp nie. Hoekom het jy nie vir my gesê ek moet dit nie doen nie? Nou sit ek met 'n ongewenste swangerskap. Mami, ek het in die tronk opgeëindig. Papi, ek sit hier omdat jy dit nooit vir my gesê het nie. Ouers, het dit tyd geword dat ons ophou om ons kinders te please en ons begin om God te please. Hoeveel keer vat ons die kinders en ons vat hulle tot by die tafel van die vyand? Want papa en mama sit self daarin. Papa en mama doen dit self. Saterdag aand party ons en ons drink en ons gaan te keer. Want dit is lekker.
Onthou, die woord van die Here sê, die loon van die sonde is die dood. So solank ek by die tafel van die vyand aansit, moet ek weet, die uiteinde is die dood. En dit is nie net die dood, wat ons almal dood gaan nie, wat jy gaan sê, maar almal gaan dood. Yes, maar jy het 'n keuse vanmôre, of jy geestelik wil dood wees, en of jy by die tafel van die Here wil aansit, en die ewige lewe wil hê. En ek het 'n surprise vir jou vanmôre. Ek het 'n surprise. Die tafel van die Here is nie 'n fish and chip shop nie. Wat doen ons by 'n fish and chip shop? Ek gee my 3 stukkies vis en R20 se chips. Ag, en gooi 'n bietjie van daai lekker spices op. Dis ons wat die duiwel doen. Hy gooi vir ons lekker spices op en dan eet ons lekker. Ek weet kyk dan like die spice op die chips. Ek ook. En dan gaan hulle bak ons visies en chips warm en hulle gooi vir ons spices op en sit dit in 'n boksie of in 'n papiertjie en dan vat jy dit en jy gaan huis toe. Kyk, die tafel van die Here is nie 'n fish and chip shop nie. Jy kan ook nie, in die stede is die nuwe ding, Uber Eats. Die tafel van die Here, daar is nie Uber Eats by die tafel van die Here nie. As jy goodness, mercy en unfailing love van God wil in jou lewe hê, wanneer jy die vrede van God in jou lewe wil hê, moet jy kom aansit by die tafel. Dis 'n aansit ete. Soos jy dink jy kan God se goedheid kry met Uber Eats, of soos debonairs wat in Checker 6060, wat deesdae die skootertjies het, wat sommer vir jou by die huis kom aflaai. Doesn't work like that. Kom ons gaan na Lukas 14 toe, ek gaan lees vanaf vers 15. Ok, ek gaan die hele ding lees en dan gaan ons praat. Ok. En toe een van die wat saam met aan tafel was, dit hoor, sê hy vir hom, salig is hy wat brood eet in die koninkryk van God. Gelukkig is die een. Wie is die brood van die lewe? Jesus. Maar hy antwoord hom, 'n sekere man het 'n groot maaltyd gee en baie mense uitgenooi. God het die tafel gedek. Jy is genooi vanmôre. Die keuse is vanmôre. Wil jy by die tafel van die vyand aansit? Of wil jy God se uitnodiging aanvaar vanmôre en by sy tafel kom aansit? En op die uur van die maaltyd het hy sy diensknegt uitgestuur om vir die genooides te gaan sê, kom, want alles is nou gereed. Kom eet vanmôre, die tafel is gedek. Jou plekkie is daar stond 'n name tag vir jou op. Die vraag is vanmôre, gaan jy aansit by die tafel, gaan jy aansit by die plek, wat die Here vir jou voorberei het, of gaan jou stoel leeg wees? En hulle het hulle almal eenparig begin verontskuldig. Die eerste het vir hom gesê, ek het 'n stuk grond gekoop, en ek moet noodsaaklik uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my tog. Pastoor gaan die moeilikheid wees vanmôre. En 'n ander een het gesê, ek het 5 paar osse gekoop, en gaan hulle probeer, ek vra u, verskoon my tog. En 'n ander een het gesê, ek het 'n vrou getrou en daarom kan ek nie kom nie. En daardie diensknegt het gekom en die dinge aan sy heer vertel. Toe het die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy diensknegt gesê, gaan gou uit op die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes en verminktes en krepeles en blindes hierin. En die diensknegt het gesê, meneer, wat u beveel het is gedoen en daar is nog plek. Daar's vanmôre nog plek aan die tafel van die Here. Jou plekkie wat leeg is by die tafel van die Here, as jy nie vanmôre opstaan by die tafel van die vyand en by jou plek uitkom
kom by die tafel van die Here nie, gaan iemand anders jou plek inneem. Iemand anders gaan jou joy kry. Iemand anders gaan daai vrede kry en jy gaan die vrede van God mis. Toe sê die Heer van die diensknegt, gaan uit op die paaie en na die lanings en dwing hulle om in te kom sodat my huis vol kan word. God dwing jou nie vanmôre, hy gee jou vriendelike uitnodiging vanmôre. Ok, ek sal vers 24 nou lees. Nou ok, mense gaan nou lekker kwaad word vir die pastoor. Maar ek gee nie om nie. Jy kan maar kwaad wees. As jy die streaming wil stop en nie verder kyk nie, it's up to you. Maar onthou net, die Here praat vanmôre, die uitnodiging staan, en wat jy doen, is jou saak. Onthou net, elke besluit wat jy neem, het 'n invloed op jou lewe. Dit bepaal jou toekoms. Die diensknegt gaan uit, en hy gaan sê, kom, alles is gedoen. Die tafel is gedek. Ek wil vanmôre vir jou sê, die tafel van die Here is gedek, wil jy kom aansit. Jou plekkie is geboek, daar's 'n name tag by. Maar die keuse is joune vanmôre. Maar wat doen ons? Ons is vol verskonings. Ja, word kwaad vir my, sjap. Die Bybel sê nie, hulle het rede gehad om nie na die maal te kom. Hy sê, hulle het self gesê, verskoon my. Ek het 'n verskoning. En vandag se mense is vol verskonings. So. Maar weet jy wat? Want die vyand lieg vir jou. Hy steel van jou en hy verwoes jou. My vraag is vanmôre, gaan jou verskonings water dra as jy eendag voor die troon van God staan? Gaan dit water dra? Die vyand is besig om te lieg en te steel. Hy sê vir jou, dis okay, doen maar wat jy doen. Hy steel jou blydskap, hy steel jou vrede, hy steel jou vreugde, hy steel alles wat God op die tafel gehad het, nie omdat hy het van die tafel van God af kon vat nie, want hy kan nie. Maar hy steel geestelik by jou, hy kraak jou af, hy maak jou dat jy al verder en verder en verder van die heerlikheid van God af beweeg. Pastoor, maar jy verstaan nie, ek is baie moeg vanmôre. Ek het 'n besige week gehad. My naweek was vol. Ek is so moeg. Weet jy wat? Jou vyand het ook 'n vyand, prys die Here. Ek het vanmôre vir my vrou gesê, die Here, toe ek hier buitekant staan, toe sê die Here vir my, man, raak opgewonde, want jou vyand het 'n vyand. Wow. Kom ons kyk gou hoe werk dit. Kom ons kyk eens, kom ons kyk gou hoe werk jou vyand se vyand. Ek is moeg. Ek het regtig nie energie vanmôre nie. Ek gaan dit nie maak nie. Ek kan nie vanmôre by die tafel van die Here kom aansit nie, want ek is moeg. Wat sê jou vyand se vyand? Almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe en ek sal jou rus gee. Toe! Pastoor, ek is siek. My rug is seer. My knie is seer. My kop is seer. Deur my wonde het daar vir jou genesing gekom. Laat die ouderlinge van die gemeente jou met oliesalf jou die hande oplê, sodat jy genesing kan ontvang, en selfs as jy sonde gedoen het, sal dit vir jou vergewe word. Wat se verskoning wil jy nog gebruik? Pastoor, weet jy wat? Pastoor.
Ek het so baie werk. Wat sê die woord van die Here? Wat sê die gebod van die Here? In 6 dae moet jy al jou werk doen. En die 7de dag moet jy rus. Wat sê verskoning kan ons nog gebruik? Die Here sê, gaan jy en maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Pastoor, ek is daarom nog bietjie jonk. Pastoor, ek is nog bietjie te jonk daarvoor. Wat gaan my maatjies by die skool dink as ek vir hulle sê, Jesus is lief vir jou net soos jy is? Of as ek vir my maatjie wat swaar kry, wat sukkel, wat situasies in sy lewe het sê, kom sit aan by die tafel van die Here. Wat gaan hulle van my sê? Die woord van die Here, die vyand van die vyand sê, laat niemand jou jonkheid verag nie. Sien julle? Die vyand het 'n vyand. En partykeer is ons eie vyand. Want ons kies om eerder aan te sit by die tafel van die Here. Wat is die nuutste verskoning? En ek sien dit baie. Ek hoor dit baie. Dit is nie nodig dat ek kerk toe gaan nie. Die vyand sê, is nie nodig dat jy kerk toe gaan nie, man. Dis okay, lees jou Bybel en bid, jy sharp. Wat sê die woord van die Here? Moenie jou onderlinge byeenkomste nalat, so sommige die gewoonte het nie. En kom ek vertel vir jou nog iets. As jy vir my sê, ek het nie nodig om kerk toe te gaan nie, dan wil jy vir my sê, jy is beter as Jesus. As pastoor grof, is alright. Ek is fyn daarmee. Want weet jy wat? Jesus het tempel toegegaan. Hy was 'n jong seun. Toe bly hy agter in die tempel terwyl sy ma na huis toe gaan. Want hy het geweet waar moet hy wees. Jesus het die sinagoges besoek. Is dit nie vir ons die perfekte voorbeeld dat jy in kerk toe kom? Nie na my kerk, gaan na jou plaaslike kerk toe. Maar hou op om verskonings te soek. Jesus het nie verskonings gesoek om na die sinagoges toe te gaan of na die tempel toe nie. Die ouens wil hom doodmaak daar. Hulle het iets gesoek om teen hom te kry, maar nogtans het hy gegaan. Moses en die Israeliete trek 40 jaar in die woestyn. O Here, ons kan nie hierdie tempel saam met ons dra nie, ons kan nie die tent van samekoms saam met ons dra nie. Weet jy hoe swaar is hy? Dis daarom maar swaar. En dit is so harde werk om hom elke keer op te slaan en af te slaan. Dra hom, en dan kom ons by die volgende plek, slaan hom op, okay, nou moet ons verder trek, breek hom af, dan gaat jy weer met hom. Hy gee die vermoeides krag. Hy gee die vermoeides krag. Moses en die Israeliete moes hulle tent van samekoms vir 40 jaar saam met hulle in die woestyn ronddra en elke keer opslaan en afslaan. Jy het nie nodig om jou plaaslike kerk op en af te slaan nie. Hy staan waar hy staan. Maar ons het verskonings. Mense sê ons, hulle hou nie daarvan as die pastoor sê hulle het verskonings nie. Of die pastoor se vrou sê hulle het verskonings nie. Of iemand sê hulle het verskonings nie. Maar kom ek vertel vir hierdie mense wat genooi is na die tafel toe, wat die koning voorberei het, wat hierdie man voorberei het, wat al die beste eetgoed, die beste eetgerei op, het gesê, verskoon ons. Daar staan nie, hulle het 'n rede gehad nie, daar staan, hulle het gesê, verskoon ons. Ek wil verbore vir jou sê, as ek op jou tone trap, is jou voet op die verkeerde plek. Dit het tyd geword, dat ons verskonings of redes los. Wat gaan jy maak, as God vanmôre vir jou sê, op môreoggend, ek kan jou nie wakker maak nie, want ek is te besig om ander mense wakker te maak, en jy word nie wakker nie, en jou volgende trip hier in die kerk, en is hulle doodskus. Wat gaan jy God antwoord, as jy voor die troon staan? En die Here sê vir jou, ek het nie plek vir jou nie, gaan weg, ek het jou nie geken nie. Of as jy in 'n finansiële krisis is, of in 'n geestelike worstelstryd is, en die Here sê, ek kan jou nie nou help nie, ek is te besig.
kan nie nou na jou luister nie. Ek is te besig om na iemand anders te luister. Wat gaan jy sê? Dan wil ons God blameer, as ons dinge nie uitwerk nie. Ons wil God blameer, wanneer dinge in ons lewe skeefloop. Ons wil God blameer, wanneer ons huwelik op die rotse is. Here, hoekom het U dit toegelaat? Here, hoekom het U die verhouding nie uitgewerk nie? Here, hoekom? Here, hoekom? Weet jy hoekom? Dis nie God wat dit doen nie, dis jy jouself, want jy wil nie aansit by die tafel van die Here nie. Jy kies om die tafel van God een kant toe te skuif, om by die tafel van die vyand aan te sit, wat so lekker lieg. Hy steel van jou en hy verwoes alles. Hy verwoes jou verhoudings, hy verwoes jou lewe, geestelik en vleeslik. Jong mense se lewe word verwoes, en hulle eindig op die strate, omdat hulle by die verkeerde tafel aangesit het. Surely goodness and mercy and unfailing love is on the table of the Lord this morning. Don't you want to come and leave your excuses? Leave everything that the devil is lying to you and come and sit at the table of the Lord this morning and come and get your joy, come and get your peace, come and get your healing, come and get your breakthrough this morning in the name of Jesus. Goodness, mercy, and unfailing love. Die Here kom vanmôre, wat is by die tafel van die Here? Vervulde huwelike, gelukkige verhoudings, vrede, vreugde, blydskap, finansiële deurbrake, oorwinnings. Dis op die tafel van die Here, wat Jesus het die oorwinning behaal. Die tafel is gedek. Daar is nie 'n prystag aan nie, daar's 'n invitation vanmôre na die tafel van die Here toe. Maar die Here sê vanmôre, die keuse is vanmôre. Die woord van die Here sê, nie volgende Sondag, of volgende maand, of volgende jaar nie. Hy sê, kom nou, is die wel aangename tyd, laat ons die saak uitmaak. Ek staan en klop by die deur. As jy my stem hoor, maak oop. Ek wil inkom en met jou maaltyd hou. Die Here gaan nie saam met jou aan die tafel van die vyand sit nie. Want hy het die duiwel oorwin. Maar hy gaan by jou, saam met jou aansit by die tafel van die Here vanmôre. Hy wil al hierdie goed vir jou gee, op 'n goue skinkbord, nie 'n plastiek skinkbord vol krake, wat as die sappies omloop, dan val dit uit nie. Bakkies wat as jy hom optel, dan val die ding uit mekaar uit. Dis op 'n goue skinkbord vanmôre. Alles, surely goodness, mercy and unfailing love, is joune vanmôre, is jy vanmôre die keuse maak en sê, ek is klaar met die tafel van die vyand. Ek gaan opstaan, ek gaan nie net wegloop, ek gaan hom sommer omskop ook. Om seker te maak, ek kan nie teruggaan na die tafel toe nie. Maar weet jy wat doen ons? Ons sit by die tafel van die vyand aan. Dan sien ons, hier is moeilikheid. Kom ons gaan sit nou by die tafel van die Here aan. En dan wil ons by die tafel van die Here sit. En by die voete van die Here huil. En wanneer die deurbraak kom, dan kan sjap, dan kan ek weer hier gaan sit, want ek terug gaan na die lekker toe. Ek kan teruggaan na my ou lewe toe, tot het weer begin swaar raak. Kind van God, jy het vanmôre, het jy nodig om 'n keuse te maak, wat jou hele toekoms en die hiernamaals gaan beïnvloed. Jy kan nie dink, jy kan God please, deur by die tafel van die vyand aan te sit nie. Jy please miskien jou pelle. Ek is in. Ek en my broer het 'n lekker aand vanaand hierso. Ons doen 'n bietjie papkrol. Is net vir vanaand, man.
Môre is alles weer sjap. Of kom ek snyf gou hierdie bietjie gemors. Dan gaan ek op 'n lekker haai. Maar man, weet jy wat so lekker haai kan jy wees, as die krag van God oor jou lewe kom, wanneer die Heilige Gees opdag, en jou omkeer, en jou hele lewe verander, en jy word so vol van die Heilige Gees, dan is daar nie plek vir die dinge van die duiwel in jou lewe nie. Wanneer ek aansit by die tafel, en ek bly sit by die voete van Jesus, dan gaan ek op 'n groter haai wees, as die haai wat die dinge van die wêreld my gee. Dis baie lekkerder om in te wees by God, as om in te wees by my pelle. Dis baie lekkerder om die Here te dien, as om die wêreld te dien. Want by die wêreld moet ek my laste dra. En dit is so swaar om my laste te dra. My vrou is baie lief vir daai woordjie. Dit is so swaar om my laste te dra. Maar wanneer ek aansit by die tafel van die Here, dan sê ek, dit is so lekker om die Here te dien. Dit is lekker om die Here te dien. Dit is 'n vreugde om saam met Jesus 'n pad te loop. Dit is lekker om vol te wees van die Heilige Gees, sodat die Heilige Gees my leefstyl bepaal. Dit is lekker om toe te laat dat die Here vir my die besluit te neem, en ek doen dit. As ek toelaat dat die Heilige Gees my leer en lei in alle waarheid, en ek loop die pad van waarheid saam met die Heilige Gees, want dan gaan ek nie die verkeerde pad vat nie, en dan gaan my eindresultaat perfek wees. Ek wil nie vanmôre hê, die Here moet vir my sê, ekskuus, verskoon my, ek kan jou nie help vanmôre nie. So ek gaan nie vanmôre vir die Here sê, verskoon my, ek kan nie by jou tafel aansit vanmôre nie. Verskoon my, ek is te besig nie. Verskoon my, ek is te moeg nie. Verskoon my, ek is bietjie siek vanmôre nie. Want wat ook al die duiwel hier in my oor fluister, en al sy rubbish hier kom damp, en ek maak van my ore asblikke, gaan my niks baat nie. Maar wanneer ek my ore oopmaak vir die stem van die Heilige Gees, en ek laat toe dat net die Heilige Gees met my praat, en my raad gee, en my leer, en my wys. Want onthou, ons kan almal vir iewerster 'n verkeerde stapie gee. Maar wanneer ek luister na die Heilige Gees, gaan ek, as ek verkeerde stapie gee, gaan ek maar sê, terug boetie, terug. Maar ons kies om by die verkeerde tafel aan te sit vanmôre. Ons kies om na die verkeerde stem te luister. Ons kies om vanmôre vir die Here te sê, nee wat, ek sal by jou tafel kom aansit wanneer dit my pas. Wanneer ek klaar gaan kyk het na my stuk grond. Wanneer ek klaar gaan kyk het na my osse. Wanneer ek klaar al die lekker dinge in die lewe gedoen het, dan sal ek besluit of ek by jou tafel wil kom aansit. Die Here sê nie, jy moet nou die keuse maak. Nou, want môre mag dalk te laat wees. Ek wil jou vra vanmôre, maak die keuse. Maak die regte keuse. If you don't trust God with your plans, don't blame him for your failures. Want baie keer laat ons toe dat die duiwel vir ons sê, doen dit lyk na 'n beter opsie. Nee, ek gaan op my knie en ek hoor wat sê die Here, wat is die beste opsie. Ek gaan afsluit met vers 24. En hoor hierso, want ek sê vir julle, dat nie een van daardie manne wat genooi is, my maaltyd sal smaak nie. Nie een van daai ouens, wat een of ander verskoning het, om hy by my tafel te kom aansit nie, wat dink hy kan Uber iets stuur om gou ietsie te gaan haal.
Die Here sê vanmôre, as jy nie by my tafel wil aansit nie, gaan jy nie my maaltyds maak nie. Finish en klaar. As jy vanmôre kies om die genot van die wêreld te kies, en die woord van die Here sê die genot van die wêreld is net vir 'n kort tydjie, dan is dit klaar. Daai tafeltjie is net so klein wat al die duiwelse gemors opgepak is. En hierdie tafel wat ons die nagmaal op sit, hy is ook te klein vir al die heerlikheid wat God vir jou instoor het. Want hy sê die duiwel het gekom om te lieg en te steel en te verwoes. Ek het gekom sodat jy 'n lewe in oorvloed kan hê. So die tafel van die Here is 5 miljoen keer so groot soos hierdie een, en hy is gedek met alles wat jy nodig het. Maar hy sê, daai genooides wat so vol verskonings is, sal my maaltyd nie smaak nie. So as dinge begin verkeerd gaan in jou lewe, dan moet jy 'n bietjie terugstaan en kyk, en so 'n bietjie rondkyk en sê, by watter tafel het ek gesit? Want as ek nie by die tafel van die Here sit nie, gaan ek nie sy maaltyd smaak nie. Ek gaan nie die heerlikheid kry nie. Ek gaan nie vrede kry nie. Ek gaan nie blydskap hê nie. Ek gaan nie vrede hê nie. Ek gaan nie 'n 100% liefdevolle, vervulde huwelik hê nie. Ek gaan nie verhoudings hê wat altyd uitwerk nie. Ek gaan nie altyd finansiëel daartoe in staat wees nie. Ek kon net myself gou korrigeer. Beteken dit as ek by die tafel van die Here aansit, ek gaan nie verdrukking hê nie? Nee, ek gaan. Maar weet jy wat? Daar's 'n belofte. Die woord van die Here sê, hy sal saam met die versoeking ook vir jou die uitkoms gee. Saam met die versoeking gaan hy vir jou die uitkoms gee. Maar die versoeking van die tafel van die vyand het nie 'n uitkoms nie. Die enigste uitkoms wat dit het, is verwoesting. Die tafel van die Here het oorwinning. Ja, en jy hoef nie self die fight te fight nie. Eksodus 14:14 sê, wees stil en laat ek die geveg vir jou veg. Jong mense, die tafel van die Here het baie meer joy as die joy van die wêreld. Maar ons dink, en jong mense is lief om te dink, ek wil nie nou die Here dien nie. Ek wil nie nou elke Sondag in die kerk gaan sit. Ek het baie lekker dinge om dit te doen as om op Sondag in die kerk te gaan sit. Weet jy wat? Weet jy wat? Jy laat toe dat die duiwel vir jou lieg. En hy steel jou blydskap in die Here, want die blydskap in die Here is jou beskutting, nie die blydskap in die wêreld nie. Die blydskap in die wêreld maak jou op target. En eendag daarvoor, dan sien jy, hier's moeilikheid. Hier's moeilikheid. Wat nou? Ek wil jou nooi vanmôre. Maak nie saak hoe oud jy is, maak nie saak hoe jonk jy is nie. Ek wil vanmôre die Here se uitnodiging aan jou rig en sê, die tafel is voorberei. Kom sit aan. So jy het 'n keuse vanmôre. Wil jy nie maar vanmôre die regte keuse maak nie? Wil jy nie opspring en weghardloop van die pele wat die varke eet en kom aansit by die vetgemaakte kalf nie? Pastoor, finansies, geld. Hy sê, al die goud, al die silwer is myne. En ek, die Here, sal voorsien na die rykdom van my genade. Die keuse is joune vanmôre. Wil jy deel hê in die maaltyd wat vir jou voorberei is? Do you want to experience the goodness, the mercy, and the unfailing love of God in your life? Then you have to make the choice to come to the table of the Lord. As jy wil hê, die heerlikheid en die vrede en die vreugde en die goedheid en die guns en die onfeilbare liefde van God moet deel wees van jou tafel, moet deel wees van jou lewe, moet jy vanmôre die keuse maak
om by die regte tafel in te sit. Kom ons bid saam. Here, ek kom vanmôre en ek bid vir elke een, Here, wat vanmôre die besluit maak om te sê, ek gaan nie meer by die tafel van die wêreld aan sit nie. Ek staan op vanmôre en ek kom sit aan by die tafel van die Here. Here, en ek wil bid, Here, dat U met die Heilige Gees nou intrek in hulle lewe sal neem. Here, dat U hulle weg, hulle waarheid en hulle lewe sal wees. Here, dat hulle rug 180 grade op die tafel van die wêreld sal draai. Here, en as daar iemand is wat vanmôre sê, weet jy wat, ek het 'n bietjie opgestaan en 'n bietjie draai gaan loop, maar wil ek vanmôre sê, Here, lei hom terug na U tafel toe. Lei hom na waters waar daar is, om U naams ontwil. Here, ek kom vanmôre en ek bid vir elke een, Here, wat vanmôre sit en dink hy's okay, en hy is nie okay nie. Here, dan wil ek vra, Here, dat U Heilige Gees vanmôre die naprediker van hierdie woord sal wees. Here, dat U opnuut 'n nuwe vuur in mense aan die brand sal steek. 'n Vuur wat al die sogenaamde redes, die verskonings sal uitbrand. Here, dat U werklik die Alfa en die Omega, die begin en die einde sal wees, die een wat was, wat is en wat weer gaan kom. Here, kom seën ons dan nou ook, waar ons op die tafel, die nagmaaltafel gaan aansit. Here, dat ons hierdie nagmaal sal gebruik ter herinnering dat daar vir ons 'n tafel gedek is, dat daar vir ons 'n tafel voorberei is met goedheid, guns en onfeilbare liefde. Want dit is waarom ons die nagmaaltafel gedenk, want dit is onfeilbare liefde wat Jesus sy lewe laat aflê het vir ons. Dis onfeilbare liefde wat ons kom herenig het met die Vader. Dis is onfeilbare liefde wat vir ons 'n Nuwe Testament gegee het, geteken met die bloed van Jesus. Here, en ons sê dankie daarvoor. Here, en dat ons hierdie nagmaaltafel vanmôre met waardigheid sal gebruik, met dankbaarheid, met blydskap, met vreugde en met vrede, omdat dit deur U ingestel is. Here, nie deur 'n kerk of deur enige dominasie nie, Here, maar dat dit U tafel is. En ek sê dankie daarvoor in die naam van Jesus. Amen. En nadat hy gedank het, het hy die brood gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. So dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Net so ook die beker na die ete, dit is my bloed in die Nuwe Testament. Daar's 'n Nuwe Testament. Maar om deel te word van die Nuwe Testament, moet jy begin by die begin. Back to basics. Back to the table of the Lord. Amen. Die Here seën jou.